Ja, voel jy die genade wat jou plek daar staan, daar gesing het. Elke oggend as jy die bed uit opstaan, is genade van God. Elke tree wat jy gee in jou lewe, is genade aan God. Elke asemteek wat jy gee, is genade van God. Elke keer wat jy met jou oë kan sien, is genade van God. Elke keer wat jy met jou mond kan praat, is genade van God. Elke iets wat jy kan hoor, is genade van God. Maar as hoe ons sy genade gebruik, dit is die groot ding in ons lewens. Dit is wat ons kan weerhou van sy genade. Klink snaaks as ek het so stel, maar jy kan sy genade weghou van jou af. Nou, ek het die hele week deur het ek geklop oor die tema vir vandag. Ek kon nie die tema kry nie. Gisteraand, so 7 uur se kant, het ek gaan sit daar by my lesenaar en ek het deur my foon gegaan. Elke keer as ek mooi Christelike goed sien op my foon, WhatsApp ek het vir myself, of ek share dit met myself op WhatsApp. Toe gaan ek so 'n bietjie deur dit. Toe kom ek by die persoon af wat praat, is 'n boek waarin baie predikers nie oor wil praat nie, en dis die boek van Openbaring. Want baie mense wil dit nie hoor nie. Hulle wil nie die boek van Openbaring hoor nie. En dis wat ons broer hier net op my gesê het, hartseer oor die kerk so leeg is juist die mense wil nie hoor van die boek Openbaring nie. Onthou die boek Openbaring, ek wil begin. Die boek Openbaring, my tema is jy gereed? Is jy gereed? Die boek van Openbaring is vanaf Jesus self. Die boek is aan Jesus geopenbaar deur God. En Jesus het dit aan Johannes geopenbaar. En dis nie deur God gegee om ons bang te maak nie. Maar sy gee om ons reg te skud, om te sê, wow, bietjie die kant toe. Jy gaan nou verkeerde pad. Dis om ons bietjie daai skok te gee in ons lewens. En ons moet gereed maak. Dit is om ons gereed te maak vir die wederkoms van Jesus Christus. Onthou as Jesus weer kom hy nie meer as die lam nie. Hy kom as die leeu van Juda, mense. Hy kom om te oordeel. Hy kom nie meer as hy klein pragtige babetjie nie. Hy kom as regter. Die boek Openbaring is 'n baie moeilike boek om te verstaan. Mense, jy moet in die gees wees as jy daai boek lees, om te kan verstaan wat God daar vir jou wil sê. Die openbaring wat hy vir jou wil maak. Mense, en dit is nie wat kan gebeur nie. Dit is wat gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Soos wat ek en julle hier is in hierdie gebou vandag, so gaan daai ding gebeur. Openbaring gaan gebeur. Openbaring 1 vers 1 tot 3. Die openbaring van Jesus Christus wat God aan hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Mense, dit is deur God die Vader aan Jesus, en deur Jesus aan Johannes, deur die engel geopenbaar, om dit te skrywe, dat ons kan sien wat vir ons voorlê. Mense, die wat gaan agterbly by die wederkoms van die Here, gaan 'n moeilike tyd hê. Julle gaan gedood word, ons gaan gedood word nie, ons gaan gedood word vir ons geloof. Ons gaan vervolg word. Julle sien duidelik in die verse dat God aan Jesus openbaar het, en Jesus aan Johannes wat ek nou gesê het, dat het getuig wat God aan Jesus openbaar het. Mense, Jesus het die openbaring aan Johannes gestuur deur 'n engel, en die hele boek van Openbaring is een groot openbaring, is een groot waarskuwing van dit wat kom. Mense, ek is nie hier om julle bang te praat vandag nie. Maar facts is facts. Dit gaan gebeur. Dis nie horror movie wat julle kyk, waar een held kom en hy red almal weg nie. As jy te laat besef het, jy is nie reg nie, gaan dit vir jou te laat wees. Daar gaan nie vir jou dan weer 'n redder wees nie. Jy is te laat. Jy gaan in die poel van die vuur gewerp word.
En wat ek gesê het, gaan ek weer sê, dit gaan gebeur, nie miskien nie, maar dit gaan gebeur. Dis 'n waarskuwing, dis 'n revelation, noem dit net wat jy wil. Ek sal vir julle sê, die boek Openbaring, laat my dink en wonder. Doen ek as Dawid genoeg om my naam in die boek van die lewe te hê? Wandel ek as Dawid genoeg in die wil van die Here om my naam in die boek van die lewe te hê? Doen ek as Dawid genoeg aan my naaste om my naam in die boek van die lewe te hê? Dit is wat ek laat dink het gisteraand, waar ek gedink het toe ek hierdie woord begin voorberei het. Dit het my laat dink aan dit. Doen ek as Dawid genoeg om my plek in die hemel te bespreek? Doen ek genoeg? Help ek genoeg mense reg? Bid ek vir genoeg mense? Wandel ek my medemens soos ek moet? Doen lewe ek die wil van God uit soos wat God wil hê ek moet? Dit is alles stof tot nadenke, wat ek gedink het gisterand. Mense, die boek laat mens dink, en dat ek vir julle sê, julle moet stry en julle moet hard stry. Met Jesus se wederkoms gaan hy ons nie meer leer nie. Daar gaan nie meer leringe wees, hy gaan ons oordeel. Hy gaan kom as die regter, die tyd verspeel is verby. Ons as pastoor of herders, ons kan julle red nie, Kobus het net gesê. Ons kan julle lei, en julle die regte pad wys, maar of julle daai pad gaan wandel, is julle eie keuse. Die een opskrif in my Bybel, dit is in verse 8 en 9. Jesus verskyn aan Johannes op Patmos, bevel om te skrywe wat hy sien, en dit is stuur aan die 7 gemeentes. Nou lees ons Openbaring 1, vers 10 tot 11 en 17 tot 19. Vers 10 tot 11, luister mooi wat sê Johannes hier van hom, en dit is presies hoe ons as mens moet wees, anders gaan jy nie Openbaring kry nie. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos die van 'n bassein, wat sê, ek is die Alfa en Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese, en Smyrna, en Pergamus, en Thyatira, en Sardes, en Philadelphia, en Laodicea. Hier skryf Johannes dat hy die gees was met hoofletter G mense, met ander woorde, hy het God geloof en prys terwyl hy wandel. Hy het God sy naam groot gemaak, hy was in die gees het hom gehelp. Dis hoe hy die openbaring gekry het. Nou mense, alle ons die openbaring gekry, is as ons tyd uitkoop saam met die Here elke dag. Is as ons soveel as moontlik tyd spandeer met sy woord, soveel as moontlik tyd spandeer deur met hom te praat. Mense, sonder dit gaan ons verval. Ons gaan. Dis nie maybe nie, ons gaan verval as ons dit nie doen nie. Ons moet hom totaal en al deel maak van ons handel en wandels. Totaal en al. Sodat ons die waarskuwings kan sien. Mense, jy moet van God bid en pleit in die naam van Jesus, dat jy die onderskeiding van gees kan kry. Dat jy kan onderskei tussen reg en verkeerd. Daar gaan baie valse leraars kom, daar gaan baie valse predikers kom, daar gaan mense goed op sosiale media sit, wat jou kop gaan draai. As jy nie daai gees van onderskeiding in jou het nie, gaan jy val vir dit, jy gaan val vir dit. Mense, ons moet stry, en ons moet hard stry. Ek kan nie genoeg aan julle impliseer, die woord stry nie. Ek sê nie met jou vrou stry of met jou man stry nie. Jy moet hard stry om dat jou naam in die boek van die lewe kom. Jy moet hard stry dat God jou die gawe van uitkenning van die verskillende geeste kan gee. Ons moet Jesus hê as ons redder, verlosser en saligmaker, as ons middelaar. Sonder hom kan ons niks doen nie. Ons kan absoluut niks doen nie. Mense, ons nou in crunch-time in die geesteswêreld. Ons is in crunch-time. Hier op die aarde lyk dit nie so nie, maar ons is in crunch-time. Die kom van die Here is voor die deur. Ons lees in vers 11 wat Jesus vir hom sê, ek is die Alfa en Omega, die eerste en die laaste. Dit is wie die Holy Trinity, die volheid van die Godheid is. Hy is die groot ek is. Hy is die Here van die weerskare, die God van Abraham, Isak en Jakob.
Openbaring 6, 9 tot 17. Al is ons, toe die 5de siel opgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is terwille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en breek u nie ons bloed op die inwoners, op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. En ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing en die son het swart geword, soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings, luister hier die laaste 3 verse, en die konings van die aarde, grootes en rykers, die owerstes oor die 1000, en magtiges en al die slawe en al die vrymense, het hulle weggesteek in die spelonke en die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons, verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, wie kan dit bestaan? Mense, jy kan nie wegkry vir die toren van God nie. Maak nie saak waar jy is nie, of jy onder die grond wegkry, of jy in die grond wegkry, of jy in die huis onder die bed wegkry, jy kan nie wegkry vir daai dag vir die toren van God as dit kom nie. Jy kan nie. God is alomteenwoordig. Hy sien wat jy doen, hy weet tot wat jy 10 minute van nou af gaan dink. Jy kan niks vir hom wegsteek nie. Toe die 5de seël oopgemaak is, het die wat al reeds gesterf het, reg gelewe volgens die evangelie van God. Dit is die mense waar daar gestaan het, en wat gevra het, dat die wraak op die wat nog op die aarde is, moet eindig. Wanneer gaan dit eindig? Maar toe sê God vir hulle, wees net nog 'n bietjie geduldig, daar's nog wat vir hom lewe, wat nog moet sterwe, wat na hom toe moet kom, dan sal hulle opgaan. Mense, die wat nie reg was nie, die wat klaar dood was, met die oordeelsdag, en wat nie reg was nie, dit is hulle wat die tweede dood sterf. Dit is wat die tweede dood kom. Ek glo ook, dat die wat vir Jesus gelewe het, normaal gesterf het, is van die wat saam met hulle uitgeroep het. Hulle wou nie Jesus gaan, maar hy het gesê, hulle moet wag vir die mense. Mense, die dood van Christene is daar besig om te gebeur. Hulle word klaar vermoor in partylande. Daar's lande wat oorlog maak oor geloof. Maar ons weet, daar's net een God. Dis die God die ons dien. Kyk nou al aardbewings wat deesdae gebeur, dit raak al hoe meer en meer. Hoeveel bloedmaande was daar nou? Ek sê nie, dis die bloedmaand waarvan gepraat word in Openbaring nie. Maar kan ons dit ignoreer? Kan ons sê dit is nie? Dit gaan nie help om op die oorlogsdag weg te kry, en God is oral. Ek sê, hy is oral, hy is alomteenwoordig. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. En glo my vrouens wil nie die verkeerde kant van sy swaard wees nie. Ons wil nie. Openbaring 13 vers 16 tot 18. En hy maak aan almal, hier het ek en Kobus ook net oor gepraat, en hy maak dat aan almal, klein en groot en rykes en die armes en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe dat hy met die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas, wie die verstand het, laat die getal van die dier bereken, maar dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Mense, in die tyd voor die merk van die dier, gaan die dier uit die see uitkom. En hy gaan gewond wees as die een kop, maar die wond gaan genees. Hulle gaan die draak aanbid, omdat hy aan die dier mag gegee het, en hulle gaan ook vra,
wees aan die dier gelyk. Die mense wat nie godsvreesend is nie, hulle gaan dink die dier is groter as God. Hulle vra die vraag, wie is die dier gelyk en wie kan teen die dier oorlog maak? Die mense wat agterbly, dis hulle, en dis hulle wat God se toorn gaan voel. Daai dier gaan God se laster pleeg en dit gaan vir 42 maande aangaan. Hy gaan oorlog voer teen die heiliges wat nog oor is op die aarde en aan hom is die mag gegee oor elke nasie, stam, volk en taal. Is dit nie skerry nie? Almal wie se naam in die boek van die lewe is nie, gaan hom aanbid. Ek glo nie, dit gaan baie lekker wees daar die 42 maande, die Here as Christus gaan vervolg en gedood word. Die merk gaan gegee word. Mense, jy gaan niks sonder die merk kan doen. Jy gaan nie kan kos koop, jy gaan nie kan dokter toe gaan nie. Jy gaan niks kan, jy gaan nie pet om jou kar kan gooi. Jy gaan niks kan doen nie. Maar raai wat, ons dien 'n wonderlike ons God. Hy sal vir ons voorsien. Hy sal ons deurdra by daai tyd. Hy sal vir ons kos gee, hy sal vir ons skuilplek gee. Hy sal ons nie oorlaat aan hulle nie. Hy sal ons nie verwese agterlaat nie. Openbaring 9 vers 1 tot 11. En toe die 5de engel blaas, sien ek 'n ster wat in die hemel val, wat uit die hemel op die aarde geval het. En aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En hy het die put van die afgrond oopgemaak en daar het rook opgekom uit die put, soos rook van 'n groot oond. En die son en die lig is deur die rook van die put verduister. En die rook het daar sprinkane gekom, en uit die rook het daar sprinkane gekom op die aarde. En aan hulle is mag gegee soos die skorpioene van die aarde mag het. En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige bome moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lang gepynig sal word, en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skorpioen wanneer hy 'n mens steek. En in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Hulle sal verlang om te sterwe en die dood sal vir hulle wegvlug. En die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het, en hulle gesigte was soos gesigte van mense, en hulle het hare gehad soos vrouehare, en hulle tande was soos die van leeu's. En hulle het borsharnasse gehad, soos van yster, en die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strijdwaans met perde wat opbreek na oorlog. En hulle het sterkte gehad soos die van skorpioene, en daar was angels in hulle sterkte, en hulle mag was om die mense 5 maande lang skade aan te doen. En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond, sy naam in Hebreëus is Abaddon, en in Grieks het hy die naam van Apollyon. Mense, die blaas van die 50 was sy, daai sprinkaan, dit moet soos iets uit die gruwelvlieg gelyk het, of het gaan soos iets uit die gruwelvlieg lyk. En net die mense wat nie God se seël op hulle voorhoof het nie, gaan vrees oor hulle. Ons moet gereed wees om saam met Jesus te gaan met sy wederkoms, sodat ons al die vervolging en lyding gespaar kan wees, dat ons nie deur dit moet gaan nie. Ons moet elke dag, uur, minuut en sekonde lewe asof dit jou laaste is. Ons moet elke dag dan streef om meer en meer soos Jesus te wees, en al ons dit gaan regkry, is deur te wandel soos wat God vir ons moet wandel, deur sy wil, deur sy heilige evangelie aan ons gesê is. Openbaring 20, 11 tot 15. Mense, dit is die laaste oordeel. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. Daar is geen plek vir hulle gevind, wat ek net op sê. Jy kan nie wegvlug vir God nie. Jy kan nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boek is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke, mense en kinders ook.
Jy as ouer van daai kind bewerkstellig of sy naam in die boek van die lewe gaan wees. Hoe jy jou kind groot maak. As jy jou kind groot maak met drank in die huis, met sigarette in die huis, met dwelms in die huis, gevloekery. 9 uit 10 keer gaan jou kind dieselfde doen. So jy as ouer plant daai saadjie in daai kind en dit gaan maak dat sy naam weggelaat word uit die boek van die lewe uit. Hier sê die woord, klein en groot gaan geoordeel word. So of jy nou kind is of nie, gaan geoordeel word volgens hoe jou ouers jou geleer het. En die sê die dode gegee wat daarin was, en die dood het die doderyk gegee wat daarin was. En die doderyk het die dood gegee wat daarin was. Hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is in die poel van die vuur gewerp. Mense, dit is die laaste oordeel. Dis finies en klaar, dis verby. As jy naam nie by daai tydstip in die boek van die lewe was nie, is jy vir ewig verlore. Die wie voor die aangesig van God op die troon sit wegvlug, gaan daar geen plek vir wees, daar gaan geen plek vir gevind word nie. Ons gaan geoordeel word volgens wat in die boeke geskryf is. Ons gaan geoordeel word volgens ons werke op die aarde. Jy gaan geoordeel word volgens die tekens wat jy vir die teks gewys het wat voor jou uitdraai. Jy gaan geoordeel word volgens dit wat jy vir jou naaste sê. Jy gaan geoordeel word volgens dit wat jy jou vrou en jou kinders doen. Of wat jy jou man en kinders doen. Jy as kind gaan geoordeel word volgens dit wat jy jou ouers doen. Jy gaan geoordeel word oor hoe jy jou liefde vir God bewys het. As jy liefde vir God was soos wat het moet wees, gaan jy nie geoordeel word nie. Want dan so naam in die boek van die lewe, jy gaan regtig wat van God doen. Die laaste oordeel is finaal. As dit bevind word dat die naam in die boek van die lewe is, en gaan jy in die poel van vuur gewerp word. Nou wil ek net julle lees Openbaring 21:27. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die Lam. Dit is Openbaring 21:27. Dit sê vir jou, jy gaan nie in die hemel kom as jy nie reg is nie. Mense, as jy iets verkeerd gedoen het aan jou naaste, is daar 3 woordjies wat jy uit die hemel uit kan hou, en dit is, ek is jammer, of vergewe my asseblief. Daai 3 woordjies kan jy in die hemel uit hou. Dit kan teen jou gehou word. Nou 5 gevaarlike begeerlikhede om te verhoed, dit kan jou van die hemel weerhou. Dronkenskap, punt nommer 1. Dit is 'n lokval van die Satan. Jy kan gelees in Efesiërs 5 vers 18 en Galasiërs 5:19 tot 21. Is dit om dronk geword, word gesien as 'n stuk gereedskap wat gebruik word deur die vyand. Hy verswak jou denke, hy verswak jou verstand, hy verswak jou immuunstelsel, hy verswak hoe jy dink oor dinge, en hy plant ander dinge in jou. Hoekom dink jy kan baie mense wat so dronk was, niks kan onthou wat hulle doen het daarna toe hulle so gedrink het? Dit is van uiterste belang om my geestelike integriteit te beskerm, deur nigter te bly en vigilant te wees. Wees onthou, die oorlog is die geesteswêreld, nie tussen vlees en bloed. Nommer B, ooreet. Dit is meer as net ooreet. Het jy al skuldig gevoel as jy opstaan vir 'n groot ete waar jy vir 2 of 3 porsie aangesit het? Johannes 8 vers 15 tot 16 en Deuteronomium 1 vers 17 herinner ons dat oordeelgedagtes kan ons harte maak en ons weerhou daarvan om ons naastes lief te hê. Nou gaan ons verder. Oordeel oor ander, die sonde van trotsheid. Dit is maklik om ander te oordeel, weet jy, om net daaraan te dink, om ander te oordeel, is klaar sonde.
Dis Johannes 8 vers 15 tot 16 en Deuteronomium 1 vers 17. Skinder, om te skinder is soos om slegte nuus te versprei in steede van goeie nuus. Spreuke 20 vers 19, Efesiërs 4 vers 29. Dit waarsku ons van skinder. 15, rook en die nuwe gier vaping. Die mense dink vaping doen jou liggaam skade aan nie. Mense doen jou liggaam erger skade aan as wat rook jou liggaam aan doen. En die Bybel mag dalk nie praat van rook of vaping nie. Maar onthou net, die Bybel praat van die liggaam as 'n tempel van Jesus. Jy moet jou tempel beskerm, jy moet jou tempel mooi hou. Jy moet jou tempel skoon hou. Dit is 1 Korintiërs 6 vers 12 en Efesiërs 5 vers 5. Mense, ek het self gerook. Die 9 September 2001, dit was op 'n Sondag. Ek het Paul Elkanah gerook. Dis daai bruin, dit het geruik soos 'n sigare. Ek het die Sondagoggend opgestaan die 9 September 2001. Dis 2 dae voordat Bernard in die vliegtuig die World Trade Center laat vlieg het. Ek het opgestaan en ek het sigaret opgesteek en ek het begin roes. Ek het opgestaan, ons het op Springbok Village gebly. Ek het daar na die klein hekkie toe gegaan, ek het daar gaan staan. Ek het vir die Here gesê, Here, ek beloof U, ek sal nooit weer aan 'n sigaret raak nie. Mense, dit was moeilik vir my. Glo my vriend, was moeilik, maar ek was bang om my belofte aan God te verbreek. En dit het my weerhou om weer te begin rook, en so het God my die krag gegee om dit aan te hou, dat ek nie weer moet rook nie. Ek het dit reg gekry, en ons kan dit ook reg kry, as ons net die wil van God doen. Enige persoon kan elke verslawing wat hy in sy lewe het, maak nie saak wat dit is, of dit dobbelradde is, of dit dwelms is, of dit drank is, of dit rook is, of dit pornografie is. Jy kan dit oorkom met die krag van Jesus Christus wat in jou is. Daar's niks wat hy nie kan doen in jou nie. Nou, los ek julle met die vraag. Is jy gereed vir die wederkoms van Jesus Christus? En as die antwoord nee is, wat gaan jy nou daaraan doen? Hierdie stadium van die geveg. Wat gaan ons nou doen? Tot sover, kom ons lei die woord. Dierbare God en Hemelse Vader, en ons sê vir U dankie vir U en elke wat hier is vandag. Almagtige Vader, dankie vir hierdie diens. Onze Vader, dankie vir elke persoon wat hier sit. Onze Vader, dankie ook vir elke persoon wat die uur uitgekoop het om in U naam te vergader. Onze Vader, sê ook die wat nie hier kon wees nie, wat graag hier wil wees. Almagtige Vader, die wat hier kan wees en hier is nie. Onze Vader, werk asseblief van hulle, dat hulle sal sien hoe erg het is dat hulle hier moet wees. Almagtige Vader, seën asseblief iedereen elke vandag. Seën asseblief waar ons uit mekaar uitgaan, na ons gegeet vir U werke. Almagtige Vader, want U alleen is waardig om geprys te word. Onze Vader, seën so die verrigtinge verder, wat ons nou gaan gee vir die werk, en seën ook die wat U is vandag. In Jesus naam, amen en amen.